Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Aaron, die man wat sy broer se stem geword het. Aaron het sy staf opgehef voor die magtigste man op aarde en nie gebewe nie. Wel, amper nie. Aaron was Moses se oudste broer. Hy het sy hele lewe in Egipte as slaaf gewerk, stene gedra, modder getrap en bakstene gebak onder die wrede son. Hy was sterk, hy was slim en hy kon praat. Vlot, oortuigend en met woorde waarna mense wou luister. Maar Moses was die een met die groot opdrag van God. Toe Moses uit die woestyn terugkom met God se boodskap, gaan sê vir Farao, "Laat my volk gaan," het hy met sy hande in sy hare gesit en gesê, "Ek kan nie praat nie. Ek hakkel. Ek is nie die regte man nie, Here." Maar God het geglimlag, op 'n manier wat beteken dat hy reeds 'n plan het. Jou broer Aaron is op pad na jou toe en hy kan praat. Hy sal jou mond wees en jy sal soos God vir hom wees. Daarom het die twee broers, een wat kon luister na die stem van God en een wat kon praat vir mense, skouer aan skouer na die Farao se paleis gestap. Reg in die groot verblindende troonkamer van die paleis, met pilare so hoog soos berge en Farao op sy goue troon soos 'n afgod, het Aaron sy stem gevind. Sy keel het droog gevoel en sy hart het vinnig geklop. Hulle het geweet dat een woord van die Farao alles kon laat verander. Aaron se vingers het sy staf styf vasgehou, maar hy het Moses langs hom gevoel, stil en versekerd. Aaron het diep ingeasem en toegepraat. "So sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan." Farao het hom koud aangestaar. "Wie is die Here? Ek ken hom nie, en ek sal hulle nie laat gaan nie." Maar Aaron en Moses het nie teruggedeins nie. Daarom het die 10 plaae begin. Aaron het sy staf oor die Nyl gehou en die water het bloed geword. Hy het dit oor die land gehou en die plaae het gekom, die een na die ander. Elke keer het Farao gesê nee, en elke keer het Aaron teruggegaan. Nie omdat hy dapper was nie, maar omdat Moses langs hom was en God agter hulle albei. Aaron het nie altyd alles reg gedoen nie. Soms het hy gedwaal, soms het hy mense teleurgestel. Maar hierdie een ding het hy reg gekry. Toe sy broer 'n stem nodig gehad het, het Aaron sy mond oopgemaak. Toe God mense nodig gehad het om te gaan, het Aaron gegaan. Hierdie storie van Aaron leer ons dat jy nie die leier hoef te wees nie. Soms is die grootste roeping om langs die leier te staan en te sê, "Ek gaan saam." Fluit, fluit, my storie is uit.